Sy nuutste liedjie word beskryf as 'n positiewe kreet vir die wat deur uitdagende tye gaan. Maak 'n nota van sy naam, want my super spesiale gas in die Lunch Punch vanmiddag is niemand anders nie as Van West. Lunch Punch op Groot FM 90.5. Ek verlang, ek sê dit weer en weer, ek het jou lief, ek sê dit kan nie keer, vier en vlam, jy is my vier en vlam. Jy ken hom vir die groot treffer Vuur en Vlam en ook so bietjie meer ernstige liedjies soos Krake. Ja, vanaand voel soos al die ander. Al die ander wat jy... Ek moet sê, Derek, jy is seker ook een van die mense wat ek ken wat met die minste slaap oor die weg kan kom en nog steeds altyd in top shape is as ek jou sien, ten spyte daarvan. Derek West, of sal ek sê Van West in die ateljee, lyk dit my maat? Dat is hy nie, hy loop lekker. Vat hy nou vas. Nee, hy loop mooi. Vakke is hoog. Ja, hoorie, ek het jou hoeka gesien by Krone nou die aand. Vet pret gewees daar. Vet pret verby. Daar was net een probleem, jy was nie op die verhoog nie. Geen dag kom ons werk die pad op. Hoorie so, Derek, welkom hier by die Lunch Punch. Ek moet vir jou sê, ek sien al baie lank uit daarna met jou te gesels. En uiteindelik is my kans nou hierso. En ek het gesê, mense moet 'n nota maak van jou naam. Want ek dink hulle gaan nog baie hoor van Van West. Maar soos, as ek nou met jou praat, sê ek nog Derek, so vandag gaan ek my best probeer om net te sê Van West in die ateljee. Dis hy, of sommer net straight Van. Ja, net Van, straight forward, dis hy. En jy's die oudste lid van die 3 West talente wat daar is. Sissy Benice, Sibbe. Benice West, Renier West van Rooksyn en dan kom julle al 3 okay oor die weg. Ek moet net eers daar begin. Ons kom lieflik oor die weg. Ek moet sê ek is baie lief vir hulle en ek dink ons almal het 'n sterk liefde vir mekaar. Ons het maar tight nogal redelik naby groot geword. Al was ons baie keer ver van mekaar af, dink ek het dit ook maar, hoe kan ek sê, daai liefde vir mekaar versterk eintlik, omdat mense nou nie altyd, jy weet, mekaar so baie sien nie. So ja. Okay, so ek neem aan julle van is van der Westhuizen. Dit is korrek, ja, van der Westhuizen. Hoe het julle toe nou uitgekom by die West? Dis net lekker kort en hoe het jy toe nou op die einde besluit op Van West? Daar's eintlik 'n lang storie agter dit, maar kom ons hou dit kort en kragtig en ons sê maar net West is lekker powerful. En ek dink ook dis 'n universele herkenbare woord wat eintlik baie maklik op die tong sit. So ja. Jy vergeet hom nie sommer nie. Dis maklik en vinnig. So as jy nou eendag internasionaal gaan, dan maak dit ook sin. Ja, Van West, dan verstaan almal wat daar aangaan. Absoluut. Maar ek moet jou vra oor die cowboy hoed, want ek ken jou nou persoonlik sonder die hoed, ja. Maar dis nou deel van jou image en hoe dit ontstaan. So die cowboy hoed is, ek weet nie of julle al ooit 'n bietjie gehoor het van iets wat hulle noem dit, dis nou 'n bietjie meer psychological, maar hulle noem dit as jy ietsie doen wat 'n klein bietjie uit die norm uit is, maar as jy dit nog steeds kan lekker pool met style en dit sit by jou en dit pas by jou, dan noem dit hulle jy peacock iets. Yes. Peacock iets. Ja, soos om 'n pou te wees. Ja, of soos byvoorbeeld iemand sal kom met 'n baie cool, kan ek sê mosterd kleur tipe hemp wat nie noodwendig altyd in is nie. Maar as jy daai hemp aan 'n ou sien wat lekker confidence het en wat hom pool, dan ewe skielik is jy so van yes, like, want daai is 'n baie cool hemp. I love it. Ja. So ja, die peacock ding, so jy show bietjie af basis. Ja, die hoed kom maar daarmee saam. Kyk, ek werk ook maar baie op dakke en so aan met die solar. So en ek is ook maar 'n baie bolde tipe man. Ja. Maar ook hierbo. Ja. Hoekom dink jy ek 'n hoed aan vandag? Spesiaal vir jou. Dankie man. Maar ja, so die hoed is maar definitief iets wat deel is van my, want die son brand my partykeer. En ja. Maar wat ek kan sê, iets wat vir my spesiaal is van die hoed is 'n hoed of selfs handskoene of selfs 'n baadjie is eintlik maar 'n vorm van beskerming in 'n manier. So dit is maar ook vir my 'n simboliese ding, die hoed, om vir mense te kan sê, luister, soos hierso is jy veilig. Hier is jy veilig. Dis eintlik 'n simbool van veiligheid. En dit kom ook maar deur my musiek deur, want ek wil hê mense moet altyd, dis hoekom ek ook so liefdevolle mense. Ek's 'n baie liefdevolle mens. Ek moet sê ek voel veilig met jou met daai hoed op, want dit herinner my aan daai country movies
waar die ou die gun hier so langs sy het, en jy lyk soos daai held wat as daar moeilikheid kom, wat net die gun kan uitdruk en almal kan veilig hou. Absoluut, daai protector, Ja, 100%. Maar terug na jou musiekloopbaan nou, ek meen, jy het eintlik op jou eie afgeskop, as mens nou mooi daaraan dink, Yes. maar jy's ook nou by 'n platemaatskappy betrokke. Yes. Hoe trou 'n mens die twee? Ek het nog altyd gewonder, want ek meen, jy wil trou wat jy regtig wil doen, as 'n persoon en 'n kunstenaar, maar aan die ander kant wil jy ook die besigheid kant agter jou hê, né? Ja. Kyk, kom ek sê so, om nie dit te langdradig te maak nie. Ek is nogal iemand wat hou daarvan om lang storieetjies te praat. Ja, ons het tyd vandag. Okay, lekker. Maar kom ek sê so, ek is nog altyd in besigheid gewees en verkope en al daai tipe van dinge, en toe ek begin het met die musiek, was dit maar vir my 'n baie belangrike besluit om te sê, ek wil nie op my familie se naam, hoe kan ek sê, net piggyback, ry nie. So ek het maar die vaardighede wat die Here my geleer het in besigheid, het ek maar begin gebruik van scratch af en 'n brand begin bou, hoe die brand moet klink, hoe die brand moet lyk, hoe die brand moet aantrek en wat ons mark gaan wees en al daai tipe van goeders. En so toe het ek maar alleen begin, maar ek het gegroei tot op 'n punt waar ek kan nie meer alleen alles doen nie. Soos tussen die Solar en die musiek en die sound company is ek regtig op my tone die hele tyd, slaap omtrent soos jy en dan nou gesê het baie. Jy het nog jou eie sound company ook, ek het daarvan vergeet. Goeie genigte. Ja, so as ek gelukkig is, kry ek 6 ure slaap in vir die aand, as ek gelukkig is. Sjoe. En maar dit gebeur, ekskuus my tong. Dis min slaap daai. Heel dikwels dat ek dalk eerder meer na tussen 2 en 3 en 4 ure daar rond in kry. So partykeer dan is die oom 'n bietjie rooi, maar ons gooi kole. Nee, jy moet gaan plan maak later, né? As kan jy nou 'n bietjie begin afskaal, so 'n bietjie ouer raak, maar vir nou moet jy nog hustle. Ja, so wat toe gebeur het is Universal het toe ook gehoor van die liedjie Boer in my hart, en ek en Robin Kylie het hom saam produce, en ek het hom natuurlik ook self geskryf. Was 'n mooi storie daarin wat ons nou ook vinnig oor kan definitief praat. Ons kom definitief daarby uit. Maar ja, Universal het toe gehoor van Boer in my hart, en toe hulle daarvan hoor, toe was hulle eers so 'n bietjie stil gewees, en toe vra ek vir hulle eendag, hoor jy, is dit so bad? En toe kom daar 'n respons terug van hulle af, waar hulle net absoluut soos totaal en al excited geword het oor die liedjie, en hulle kon nie wag dat ons nou dinge moes aan die gang kry, en hulle sê toe, hoor hierso, kom ons trou nou hierdie besigheidsman met sy musiekbrand saam met die label, en ek het bid toe 'n bietjie daaroor, en ek het maar net in my hart ervaar, dit is 'n plek waar ek in my lewe is, waar ek glo die Here wil ook graag hê dat ek ook moet saamwerk saam met sekere groepe mense, om spannetjies ook te hê wat jou kan help om die werk te verlig. So, want jy kan nie net jy's net een mens. Ja, Lone Wolf kan nie wonders verrig nie. Hy kan dalk 'n baie sterk mens wees, maar hy kan nie noodwendig no man is an island, dis wat hulle altyd sê. Exactly. Maar nou moet ek eers sê, Vuur en Vlam se musiekvideo het ek net nou gekyk, staan so op 134,000 views, net op YouTube alleen, die musiekvideo. Maar Vuur en Vlam is al, ek dink tot op hede hier by die 700,000 keer gestream op alle platforms. Ja, ek dink omtrent rondom 800,000. 800 nou al, so ek is seker hy's vinnig op pad daarna die miljoen kerf toe. Met 'n spoed. Maar ek wil vir jou vra, hoe het jy dit organies reg gekry, veral met daai eerste hit, dat die liedjie op so groot skaal opgeblaas het? Ek meen iets wat heelwat platemaatskappye wat baie geld ook in kunstenaars belê, sukkel om op hulle eie reg te kry. Ja. So eerstens moet ek sê, al was ek nog alleen aan die stuurwiel van die begin af, tot en met ek nou saam met Universal noem het getrou het, waaroor ek baie excited is. Ons werk ook al klaar verskriklik lekker saam. En maar ja, so voor daai tyd het ek nog steeds geglo in spanwerk. So ek is nie in die dream team is daar nie net een persoon nie. Definitief. So ek het 'n dream team van mense wat regtig in my glo, vriende, familie, ongelooflike mense wat saam met my die pad gestap het. Hulle het saam ook gehelp om Krake se musiekvideo te bou, en ek moet vir julle nou net so 'n kort storieetjie vertel vir dit. Oor Krake? Ja, oor die musiekvideo. Maar vertel ons sommer nou. Okay, well, kom ons sê so dit was actually die heel eerste liedjie gewees. Krake was die heel eerste liedjie. Ons het toe wel Vuur en Vlam eerste vrygestel, maar Krake was die eerste opgeneem. Dis korrek, ja. So met Krake het ons eintlik wanneer was dit? Dit was 2021 aan die einde van die jaar gewees, rondom Desember. Ja. Wat ons toe die musiekvideo gebou het. So net so idee, hierdie hele voorbereiding van my hele loopbaan kom nou al seker omtrent 2 jaar, 2,5 jaar. Dit is 'n lang pad van
hoe ek my musiek, hoe kan ek sê, sets gebou het wat ons live op die shows perform en so, hoe ons daai op 'n hoë gehalte vlak ingebou het, hoe ons sekere liedjies kies wat maak dat die mense in die gehoor dit absoluut net kan geniet, dat dit nie vir hulle vreemde goed is nie, lekker goed, wat Daar's lekker beplanning vibes, in dit. absolute beplanning, daar's letterlik 'n rede vir elke liewe dingetjie wat ons in hierdie brand ingebou het. En maar in elk geval met Krake, toe is ek nou soos van, okay, hierdie is pretty much die grootste ding in my hele lewe wat ek al ooit moes reël byvoorbeeld, en voor dit was nogal 'n groot, ek dink 'n mens kan sê 'n metamorphosis vir myself, want ek was altyd gewoond aan om dinge self te doen, maar die Here het my begin challenge spesifiek op Krake om saam met mense te begin werk, en toe gee hy vir my 'n handjie vol mense uit Potchefstroom en uit Johannesburg uit, wat ons het, dit was ook nie net een videomaatskappy wat saamgewerk het nie, ons het soos deeltjies van ouens wat gesê het, hoorie, ons koop in die Van West brand, en ons koop in sy hart, en ons koop in om te sê, hoorie, so, ons wil 'n verskil maak, en so het ons toe, even selfs Ilan van Staden, wat ook nou groot geraas maak, Hy het in die musiekvideo gespeel van Krake ook, het ek gesien, so, ag, hy het ook my hart gesien, en yes, like, toe besluit hy, yes, hy sê ja vir om die lead character te wees. Ek kan nie vir julle sê, van 'n ou wat nog niks gehad het, nog niks vrug gehad het, daai tyd, was dit nogal moeilik gewees om mense te kry om te sê, hoorie, so ja, ons glo in jou, en ons gaan saam met jou hierdie pad begin stap, en ons gaan saam met jou hierdie musiekvideo's bou en hierdie liedjies en so, maar, ek moet vir jou sê, elke liewe persoon wat op die pad gekom het, en wat saam in die spanne ingeklim het, was regtig van die Here af gestuur, so, ek moet sê, omtrent van 2,5 jaar terug af, ervaar ek wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk na wonderwerk, as gevolg van die feit dat die Here my 'n baie spesifieke doel gegee het eintlik, doel, maar ook 'n principle. Wat's principle in Afrikaans? Ag, maar sê principle. Ja, principle geleer. Ja, en dit is basies om dit wat jy doen, maak nie saak wat se geleentheid die Here vir jou gee nie. Wees getrou met dit. Wees 'n goeie rentmeester met die talente wat jy kry, met die geleenthede wat jy kry en die deure wat die Here vir jou oopmaak. Want as jy 'n goeie rentmeester is, dan sal jy vrug dra. En dan sal hy jou vertrou met nog meer. Exactly, presies. En dan stuur hy die volgende ding en die volgende ding en die volgende ding. Jy's nou besig om daai vrugte te pluk en ek's bly om te hoor jy het so 'n spesiale pact saam met jou daarso. Maar Derek, ons gaan net hierna verder chat. Ek wil net hê jy moet ietsie live sing. Ek sien jy het jou gitaar saamgebring. Wat doen jy vir ons vandag? Right, kom ons kyk. Tel hom op daarso. Daar gaan Derek nou sy gitaar gryp. Laat hy net gemaklik maak daarso. So, ons gaan vandag kom ek speel sommer vir julle enetjie wat nogal lekker na cover. Ja, so cover wat na in my hart is. Ek het 'n original ook wat ek vir julle kan speel wat nog nie eers opgeneem is op. Wil jy dit doen vandag? Kom ons kyk nou. Maar kom ons kyk. Ek dink aan die einde miskien moet ons jou arm draai om vir ons. Net al is dit net 'n stukkie daarvan. Kom ons kyk. Voorsmaakie. Okay. Dis Derek West ofwel sal ek sê Van West is saam met my in die ateljee vanmiddag hier met lekker musiek en sy gitaar. Yes, go for it. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's also saying no. Many times she goes away. I know, hey! Yes! I leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Yeah. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't known. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Van West in die ateljee vanmiddag op die Lunch Bunch en net hierna gesels ons verder. Daar's net een ding beter as die Brady Bunch. En dit is jou Lunch Bunch. Weekdae tot 3 op Groot FM 90.5.
Van West saam met my in die ateljee vanmiddag hier om splinter nuwe musiek vry te stel, maar ons speel hom eintlik nou al 'n rukkie by Groot FM. Boer in my hart is sy nuutste treffer se naam, maar jy ken hom natuurlik ook vir Vuur en Vlam. En wie ek verlang, ek sê dit weer en weer, ek het jou lief, ek sê dit kan nie keer. Vuur en Vlam, jy is my vuur en vlam. Nee, hy gooi milies daai ouetjie hoor. Ek dink nie ons het al ooit moeg geraak vir daai liedjie by Groot FM nie. Inteendeel, ons begin nou eers opwarm. Maar ek wil net gou weer ernstig raak, want ons het so half in die middel gestop van daai gesprek, Derek. Die Here challenge jou gedurig en Ja. Jy luister nogal fyn uit vir sy stem, kom ek agter. So wat het hy vir jou gesê in terme van jou musiekloopbaan en hoe jy dit moet benader? Okay, so ek het eintlik 'n droom gekry by die Here. En dis die 1090 droom. Okay? So dit Nou, is wat beteken dit? Okay, so binne in my diep wese is ek eintlik maar sterk 'n besigheidspersoon. Yes. Of kom ons sê so, die Here het my 'n talent gegee om waarde, value te kan sien, hoe kan ek sê, rondbeweeg, transfer. So ek glo dat ek geroep is om 'n kingdom builder te wees, 'n koninkryksbouer te wees vir Jesus, spesifiek ook in besigheid. En die 1090 droom is basies is die teenoorgestelde van om 10de te gee. So my droom is om eendag 90% van die inkomste wat ek genereer in terme van wins en so te kan terugsaai in die koninkryk in om die Here se werk obviously te kan bou. Jenne. So dit is nogal 'n challenging pad, maar iets wat ek geleer het is dat as jy vir die Here 'n spasie gee. Baie keer wil ons goed in ons eie krag doen en ons eie beheer doen, maar as jy vir die Here 'n spasie gee om 'n wonderwerk in te doen, dan sal hy dit vir jou deurkom. Sure. So dan kom dit maar net neer om hom te vertrou en jou beste te gee, jou deel te doen en dan sal hy die res doen. So stadig maar seker bou ek nou aan die 1090 droom en dit is ook maar wat ek graag wil doen met my musiek. Ek wil graag goeie boodskappe, goeie principles, goeie waardes oordra vir mense. En dan ook bou ek maar ernstig besigheid daardeur om, jy weet, 'n groot sukses daarin te kan Groter doel maak. daarvan Ja, absoluut. later te kan Ja. Okay, so donker tye het nou Boer in my hart geïnspireer. Daar's Dis eintlik correct. 'n storie agter dit. En watter vriend het vir jou die goeie raad gegee om iets motiverend te skryf eintlik uit daai hartseer tye? En dan wil ek ook weet van daai eensaam aand in jou kamer en die lirieke wat toe daar uitgekom het uit daai verse. Okay, so ek het 'n baie goeie pel. Ons is eintlik soos broers. Ons is letterlik soos broers. Hy is ook my huisvriend. Ons bly saam en ons rent saam die huis en so aan. Maar in elk geval ou Marco Koetser. Yes. Hy is die ou wat vir my eendag net so 'n bietjie op die regte pad gestuur het en gesê het, hoor hierso boet. Soos ek weet jy hou daarvan om liefdesliedjies te skryf, maar kom ons maak vir jou 'n challenge. Skryf bietjie meer in die rigting wat bietjie meer motiverend en opbouend is. En ek dink toe wel, okay, dit is 'n great idee actually. Want omdat ek hou daarvan om oor die onderwerp van liefde te skryf, baie keer mis ons om daai deel in ons lewe te kan ervaar omdat ons deur sulke rowwe tye gaan. En daarom voel ek wel, okay, kom ons skryf iets wat bietjie meer op motiverend is. Ja. En so toe, ek was in 'n baie moeilike plek van my lewe gewees. Dit was in hierdie laaste 2,5 jaar gewees vanaf die Here my lewe heeltemal gereset het, heeltemal gerestart het. En ek sit een aand en ek is baie hartseer omdat ek nie aanvaar word heeltemal in die musiekbedryf nie. Strange enough, maar is ook maar deel van my groeiproses. Jy is nie gemaak om aanvaar te word nie, jy is gemaak om uit te staan. Absoluut, 100%. Jy sien, ek like die lewe wat jy spreek. Dit maak vir my sin. Ja, maar ja, in elk geval en ek gaan toe op na my kamer toe en ek het 'n keyboard daarso en ek begin toe net hierdie emosies uitgooi op die note voor my. En dis maar hoekom die hele liedjie was eintlik in 'n baie hartseer toonsoort, ja, 'n minor key geskryf. En so ja, dis maar waar die dele ingekom het van en as die modder net te diep raak en aarde my wil aftrek, sal ek weet, ek's nie alleen. En as die winde teen my waai en die donderstrale neerslaan, sal ek opkyk sonder vrees. Daai tipe van ding, soos want ek was in daai plek gewees, in daai donker gat gewees en ek dink dis hoekom daar soveel mense is wat absoluut met dit kan, hoe kan ek sê, hulle self kan resonate, ja, en omdat ons spesifiek ook ons boere
gaan deur 'n baie harde tyd in hierdie tyd van ons land. Spesifiek nie net boere nie, maar meeste van ons mense. So ja, ek gaan nou nie te veel na die far right se kant toe begin praat nie, maar wat ek kan sê is, as jy iemand is wat deur 'n harde tyd gaan, is dit vir jou belangrik om te hoor dat, hoor hierso, jy hoef nie alleen te voel nie. Ons almal gaan deur hierdie challenging tye. Maak nie saak wat se ras, wat se taal, wat se enige iets dit is nie. Jy is 'n individu. As jy deur 'n challenging tyd gaan, is hierdie lied vir jou. Maak nie saak van jou kultuur of jou taal Absoluut, of niks nie, ja. Absoluut. So ek wil net by sê, dis ook maar hoekom daai pre-chorus gedeelte sê, en ek hoor sy stem vir my sê. Ek het jou rug vir ewig. Vir ewig. Wow. So ja, en daai boer in my hart deel, ek wil net hierdie ook net gegoen so in kort sê. Die oomblik, so die hele liedjie was klaar geskryf in 'n hartseer vorm, en toe later, paar maande later, omtrent 10 maande later, toe ek in 'n ander situasie waar ek het geglo, hoor hierso, hierdie is my oop deur, hierdie is my breakthrough, soos hier gaan ek, as hierdie nou gebeur, dan gaan ek dit maak, dan gaan die gras groen word, of wat ook al, dan gaan ek vrug sien, of wat ook al. En die Here vra toe vir my, met daai, hoe kan ek sê, daai geleentheid toe, vra hy vir my, is jy regtig bereid om jou siel te verkoop vir geld en vir fame, goud en roem? Ja. So, en toe moes ek die keuse maak. Ek dink daai is wat my gemaak of breek het. Maar vertel my nou, jy daar op 'n bankie gesit in die mall. Dis korrek. En ek dink jy het 'n uur en 'n half daar sit en dink. En jy was na daai verwerping, was jy op soek na sekere antwoorde, en toe sê die Here vir jou, okay, Ja. wil jy die goud of die roem hê? Ja. En wat het hy toe vir jou gesê? Wat moet jy eintlik nou kry? So, dis vir my iets wat nogal vir my baie spesiaal is van Jesus, want soos hy forceer jou nooit in 'n rigting nie. Maar daar is wel 'n beter pad en 'n beter bestemming en 'n beter plan wat hy met jou lewe het. En dan kom dit maar neer op, is jy bereid om, hoe kan ek sê, te submit na die groter plan toe? Ja. So, en ek sit toe daarso en ek kyk na baie depressiewe gevoel, kyk ek na daai teeltjie voor my vir 'n uur en 'n half lank. En ek maak toe maar die besluit en ek sê toe, okay, wel Here, so die Here het nie vir my gesê ek moet iets spesifiek kies nie om jou vraag te antwoord. Maar hy het vir my gevra, is ek bereid om my siel te verkoop vir XYZ, dit wat nou groener gelyk het aan die ander kant van die draad. Maar toe ek die keuse maak om te sê, Here, ek sal U vertrou, en ek sal hier waar U my geplant het, hier waar ek nou is, in my lande, sal ek werk, en ek sal my beste gee, en ek sal getrou wees, en wragtig waar, hier kom die Here, daar waar ek in my lande besig is om te operate, daar waar hy is, en dis vir my die spesiale ding van die liedjie, die Here is nie noodwendig daar op 'n ander plek waar dit in die lande op die plaas of so nie, maar selfs daai kan simbolies wees van in jou land waar jy werk. Yes. Die mense, jou doelwitte of jou roeping wat jy wil uitleef, waar Precies. ook al dit is, wie ook al jy is, wat se beroep jy ook al volg. Ja. En dit is baie inspirerend, maar alhoewel jy nou die ouer broer is, moet ek sê, ek gaan nou name drop, jou jonger sussie Benice West, sy het ook vir jou baie goeie raad gegee as dit kom by jou musiekloopbaan, en spesifiek met Boer in my hart, het sy gesê, nee, maar kap 'n major daar. Absoluut. Ja, so ek soos 'n sponsie, ek glo 'n mens moet jou keuses wat jy maak, moet jy sterk redes hê en oortuiging en oor hoekom jy dit maak. Maar ek voel dit is baie belangrik om open-minded te wees, oopkop, en want hulle sê ook your mind is like a parachute. Ja. It only works when it's open. Dis baie waar. Ja. Maar jy moet nou net seker maak is oop vir die regte goed. Ja, so Bernice gee toe vir my 'n stukkie gedagte wat heeltemal my in 'n ander rigting ingestoot het, en dis deel van hoekom Boer in my hart so groot sukses is. Definitief. Want ons Afrikaners hou van 'n beat. En ons hou van iets wat bietjie meer Stamp. Hy stamp, ja. Daai gitare moet inkom. En dit voel lekker. Dit is lekker as jy daarna luister. Yes. So sy sê toe vir my, Boeta, vat hierdie liedjie wat nou in 'n meer van 'n minor hartseer tipe klank geskryf is en verwerk hom weer. Nou, en dit was nogal 'n heel groot proses. challenge. Ek het nog nooit in my lewe dit gedoen nie. En Goeie genigtig. maar in elk geval ek verwerk hom toe in 'n meer gelukkige, happy tipe
vibe en met 'n mooier klank wat bietjie meer jou optel, soos as jy punchy sound daar. Ja, en wragtig waar so toe kom hy so uit. So Bernice het my onmenslike. Jy moet maar van daai royalties oorbetaal in Bernice, hoor. Absoluut. Maar ek meen, mense hoor ook baie patriotiese liedjies wat dan in Afrikaans vrygestel word en wat fokus op die tema van 'n boer wees in Suid-Afrika. Het maak mense, jy weet, hulle voel trots daarop om dan selfs Afrikaans te wees, om te voel hulle hoort. Maar daar is eintlik 'n dieper verhaal agter Boer in my hart. Ja. Dit is bietjie meer as net die oppervlak van die titel Boer in my hart. Yes. Kan jy vir ons sê, weet, wat is die dieper betekenis daarvan? Ja, so ek dink sonder om te veel, ons het nou eintlik nogal baie lekker daaroor gepraat, maar die groot ding is maar as jy die Here vertrou, daar waar hy jou geplant het en jy's getrou met jou lande wat jy bewerk en daar waar jy besig is om jou harde effort in te saai en jou commitment en jou verantwoordelikheid en jy's 'n goeie rentmeester, dan sal hy kom en hy sal jou kom seën. So en dis iets wat mense net kan sien in my lewe wanneer hulle kom ons sê my volg op sosiale media of jy weet TikTok of Instagram of Facebook of wat ook al, want al wat ek eintlik het om te wys. Ek kan nie sê hoor hierso as jy getrou is dan gaan XYZ gebeur nie. Maar wat ek het om te wys is my lewe. En my lewe kan 'n testimony wees van God se wonderwerke wanneer jy getrou is aan dit wat hy doen. So Boer in my hart is 'n saadjie wat geplant word in ons land wat op 'n baie vrugbare plek is op hierdie stadium. Spesifiek vir ons Afrikaners, elke Afrikaner wat in sy hart sê luister, al boer ek dalk miskien op die dakke met solarpanele of al boer ek dalk miskien in die kantore besig om my CA werk te doen of wat ook al. Ek is 'n boer in my hart en die Here is my God. Ek is nie bereid om my siel te verkoop aan goud en roem, so ek vind vrede in my lande hier waar hy is. Nou sê iemand, wel, ek is presies op die oomblik terwyl jy praat in daai donker gat. En ek weet nie hoe om 30 jaar te laat gaan nie. Gaan nou die lied deel maak van my playlist, dankie. Ek dink, wat sê jy raad wees aan so 'n persoon, want jy kom ook uit soos donker tye uit, en die Here is ook, dink ek, getrou om te sê, okay, maar jy kan jouself, soos hy sal vir jou 2de en 'n 3de en 'n 4de en 'n 5de kans gee, en jy hoef nie terug te dink aan die verlede nie. So, maar hoe los 'n mens ietsie soos wat in die verlede wat sleg was, met jou gebeur het, net agter jou? Kom ek sê so, ek dink, ons almal het 'n deel binne in ons lewe wat maar deur die lewe so 'n bietjie verinnerveer word en ons kry maar houe en seer van alle kante af soos wat ons deur die lewe gaan. Partykeer kom jy selfs op 50 en dan sit jy nog steeds met seer wat met jou gebeur het of dinge wat jou seer gemaak het toe jy jonk was. So wat ek kan sê in daai spesifieke my raad sou wees aan daai spesifieke persoon in hierdie situasie sou wees, dis belangrik om weer terug te kom op 'n plek waar jy gesond na die lewe kyk, waar jy gesond keuses maak, waar jy gesond voel oor jouself, waar jy gesond kyk na ander mense. Dis belangrik om in jou hart weer gesond te word. En objektief te wees en nie na al daai stemme in jou kop te luister. Absoluut. So en dis hoekom ek voel, hierdie is my stukkie raad. Die enigste manier om gesond te word is om weer die waarheid te vind in die dinge wat jy glo en die dinge wat jy ervaar en voel. So jy moet op 'n punt kom waar jy weer die waarheid vind. Anders kan jy nie gesond word nie. En die crazy ding is, baie keer word die stemme van die donker in so 'n slim maniertjie vertel hulle vir ons, gee hulle vir ons 'n perspektief of 'n manier om dinge te sien of te ervaar wat net so klein bietjie off-white is. Is amper wit, is amper reg, maar dit is net so bietjie daarom jou te verlei. So en dit as jy die off-white truths aan vashou, kan jy nie waarlik gesond word nie. So die enigste manier om waarlik weer gesond te word is om te gaan na die persoon wat sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. So dis my deeltjie van Well, amazing testimony van hierdie man inspireer my om lig helderder te laat skyn, skryf iemand hier. So dan dankie Lourens Koetser vir jou boodskap. Iemand sê ook Van West is 'n baie nederige mens en hy sing baie mooi. Hy is nie altyd so nederig nie, hoor. Ken hom al rukkie nie, ek joke. Hoor, jy is fantasties en ek dink op daai noot moet ons nou luister na Boer in my hart. Maar eers moet jy sê, hi, ek is Van West en jy luister na Fransjo op die Lunch Bunch. Hi, ek is Van West en ek luister saam met julle na Fransjo op die Lunch Bunch.
Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, boer in my hart. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Van West met Boer in my hart op Groot FM. As hy I'm gonna take my horse down the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Take my horse down the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Riding on a tractor, lean all in my bladder, heated on my tractor. You can go and ask her. My life is a movie, bull riding in smoothies. Cowboy hat from Envicar, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing, yeah. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. I'm gonna take my horse down the old town road. I'm till I can't no more. I'm gonna take my horse down the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Yeah. I'm gonna take my horse down the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse down the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Yeah. Genigtig, hoorie so ek dink nie dat ons mikrofone dit mee kan hou nie. Daar's net te veel awesomeness in daai mikrofone ingeblaas word hierso. As ook daai gitaar, hoe daai gitaar se snare nog hou nê. Weet ek nie. My maat, jy is super passievol en daai was fantasties verby. Maar ek wil net vandag teruggaan na Boer in my hart want ek kry 'n verskriklik baie terugvoer hierso van mense wat ek gaan nie eers deur al hierdie boodskappe kan lees nie. Maar Robin Kylie, hy het die liedjie vervaardig. Yes. En dit was nogal 'n lang proses wat gelei het tot die eindproduk. Hoe lank het jy gewerk aan Boer in my hart? Ja, so ek het omtrent aan Boer in my hart. Okay, so die skryfproses was maar redelik lank. Dit was omtrent so af en toe van 'n jaar omtrent. Maar toe ons hom begin produce het, ek dink ons het altesaam dalk miskien 5 of 6 dae lank om produce wat darm nie baie lank is nie, maar ons het dit wel gedoen omdat ek so besig is oor 'n kwessie van seker omtrent 2 maande plus minus. Ja, so elke 2 weke of so dan het ons 'n dag uitgesit en dan het ons gewerk aan hom en begin idees rondgooi en hom geïngineer. So ja, dan moet ek net ook by sê, ek weet nie of ek dit mag sê nie, maar François het actually ons toe, ek het toe op 'n stadium toe ons nou die crowd BVs, die crowd vocals begin doen het. Toe sê ek soos van, hoorie maar, ek soek ten minste 2 of 3 of 4 pelle wat actual lekker stemme het en verskillende unieke karakterseienskappe in hulle stemme het. En ja, François was toe een van die ouens, Merrick van As en Marco en François wat toe saam deurgekom het en ja, julle sal daarso sien op my sosiale media is daar 'n videoetjie van hoe ons dit saam gerekord het en elke ding. Daar, ek het hom nog nie gesien. Ja, hy's op TikTok. Hy's daarso op TikTok. So, maar ja, dit was 'n absolute een van die funste tye wat ek al gehad het. Dit was amazing en dankie dat jy my gevra het. Ek het net vir Derek gesê, hoor jy moet nou net nie vir my vra om tweede stemme te kom sing nie, maar gaan ek maar julle liedjie opneek. Maar jy sal my dalk so iewers soos 'n stukkie hoor daarvan, jy weet waar ons daai patriotiese ding doen op in die koorgedeelte. So dankie, dit was 'n groot voorreg vir my. Dis hoekom ek soveel meer wil hê daai liedjie moet nou nog soos 'n nommer 1 treffer word en ek seker hy gaan. Maar Derek, baie dankie dat jy hier was. Ek gaan dit ook nou sê, ek weet ook nou nie of ek hierdie mag sê nie, maar na Krone het ek 'n lekker koffietjie saam met jou en jou familie gedrink. En dit is vir my net amazing om te sien, julle is almal so uiteenlopend, maar julle almal het dieselfde harte van goud. En dis ongelooflik om te sien hoe julle mekaar ondersteun, alhoewel julle uiteenlopend is en jy weet, Renier doen sy ding met die koffiewinkeltjie daar in Benice doen haar ding en jy doen jou ding.
maar jou ma en jou pa, dink ek het julle super goed groot gemaak en ek dink hulle kan so ongelooflik trots wees. Name drop hulle net gou hier. So dit is Gert van 'n Westhuizen en Justine van 'n Westhuizen en mamma beer en pappa beer. Soos is baie lief vir hulle. En dankie Tannie vir daai verskriklike lekker slice of chocolate koek. Jou ma mag maar bak hoor. Daai was lieflik hoor. Wortelkoek is al top ene, maar daai chocolate ene het jy geproe nou as jy dink hy's lekker. Ja, ek is terug vir nog. Wag tot jy daai wortelkoek. Gaan kyk actually by West Cafe by die wortelkoek. Daai ding is onmenslik. Nee, ek gaan definitief en Renier se koffie is ook verskriklik lekker. So hy moet maar vir my nog 'n enetjie maak. So ek gaan binnekort 'n draai daar maak. Maar hoorie, voor ek jou nou groet, dink ek moet jy my uitspeel daar met 'n laaste Stand By Me. Gooi hom. Righto. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just stand by me. When the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble in the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Just stand by me. As hy. Yes, wow, my ma, daai is ongelooflik. Baie dankie. Baie dankie. Dit is amazing verby Van West saam met my in die ateljee as jy nou net by ons aangesluit het. Net gou vir jou sê, iemand sê, "Hi, ek is Bianca, ek luister uit Hondeklipbaai hier in die Namakwa land en ek wil net sê dat ek nou so bemoedig is. Baie dankie vir die mooi en opbouende woorde. Ek moes dit nou hoor en alles van die beste en ek love die song, dis lekker. Jesus kry al die eer," sê sy. Dan het nog iemand gesê, "Wow, wat 'n inspirasie mens." Ek stem saam. En wat 'n lied. Pyk, God is in beheer, Christus ons Heer en Meester, opstaan sal ons opstaan. Dit is 'n boodskap van Marietjie. Dan sê iemand, Van West, baie dankie vir daai boodskap te midde van 'n lied wat jy geskryf het en glo dit het ook 'n dieper betekenis as net die woorde. Dankie daarvoor, is 'n wonderlike liedjie met 'n goddelike boodskap. Dit kom van Kosa af en iemand sê ook, François, dit is net awesome. Dankie Lorna. Daar's jou fanmail. Dankie julle was amazing geweest. En iemand sê ook hierso, François en Van West, ons luister ook uit Botswana. So die tyd het ons ingehaal. Lise Chris gaan letterlik oor 30 sekondes in die nuus in. Maar ek wil net vir jou sê, baie dankie dat jy hier was en ek is seker soos jou loopbaan gaan ontplof, want jy doen alles vir die regte redes. Jy inspireer mense en dit is 'n gift wat baie min mense het. So kom kuier gou weer. Ons gaan vir jou ekstra paar mics indra net om seker te maak, jy weet, ons het kapasiteit vir jou. En alles wat mooi is, as mense jou wil boek, waar kan hulle gaan? As mense jou wil volg, waar kan hulle gaan? En as hulle die liedjies wil aflaai, waar kan hulle gaan? Op Instagram, Facebook en TikTok. Bo in my bio gaan jy die nommer kry van my agent en haar e-mail en dan bel ons kom kuier vir julle en ons gaan 'n massive show saam met julle opsit. Okay. Van West maak vir jou 'n tyd daar in sy besige dagboek. Groete my vriend, blessings. Sien jou gou. Cheers. Bye bye.